Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voet van die Here gaan sit en al sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Here, soos wat ons dink aan die woorde in Lukas 10, dan is dit my hoop dat ons onsself sal skaar by die voet van die kruis vandag. Dat ons sal toelaat dat U Gees wat reeds ook met ons elkeen kom handel, met ons te praat, Here. Ons ook te kom herinner aan U teenwoordigheid, nie alleen hier nie, maar ook in ons lewe. Vader, U is besonder goed vir ons. En ons sê vir U kan gee, kan afskakel binne in onsself. En kan soek na die woorde wat vir ons lewe gee. Mag dit ook so wees, Here Jesus, dat U vandag met ons elkeen 'n pad stap en vir ons 'n gedagte gee, 'n opdrag dalk, 'n woord van bemoediging, dalk 'n woord van troos, dat U ons nooit verlos nie, maar dat U altyd teenwoordig is. Amen. Gemeente, genade en vrede kom na jou toe. Neem 'n oomblik om bewus te raak van daardie woorde. Genade, onbeskryflik groot, kom na jou toe. Die liefde van God se Seun, Jesus Christus, omvou jou vandag. En die Gees wat beloof om altyd by jou te is hier. Geliefdes, die eerste van 2 teksgedeeltes wat ons saam lees vandag, kom na ons toe uit die eerste boek van Petrus, hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 7. Daar is sekere tekste wat partykeer moeilik is om oor te preek, en hierdie is een daarvan. Want wanneer ons gaan lees waar Paulus met die gemeente gesels rondom die verantwoordelikheid wat ons het in hierdie wêreld, en ons kom hoor wat daar verwag word van man en vrou vandag in die teks, dan word ons kan assosieer met daardie 2 persone. Maar daarmee saam wil ek jou uitnooi vandag om op 'n reis saam met my te gaan. 'n Reistog waar ons die tekste begin met mekaar verbind. Inleidend tot ons skriflesing vandag wil ek op 'n tyd vir my gesê het, toe ons geleer is hoe om die Griekse tekste te hanteer. Wanneer 'n persoon voortgekom het met 'n dokument, met 'n preek dalk wat neergeskryf is soos Hebreërs, of 'n kort boek soos 1 Petrus 3, dan is dit getaak aan een persoon om voor die gemeente te kom staan soos vandag, en van begin af tot eindig daardie boek te lees, sonder enige onderbrekings. So wanneer ons luister na hierdie bind het deur 'n kerngedagte uit te lig, onderdanigheid, gehoorsaamheid aan God. Ons lees die woorde van 1 Petrus 3 saam. Vrouens as voorbeeld. Julle moet aan julle mans onderdanig wees, as daarvan julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle gedra van hulle vrouens.
Dit sal nie eers vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Belangrike opmerking, dit het by God groot waarde. Ek herhaal, groot waarde. Vers 5. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, julle is haar dogters. Mans, as voorbeeld, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Gemeente, wanneer ons praat oor die Bybel, en wanneer ons 'n teks soos hierdie lees, dan is dit noodsaaklik dat ons vir mekaar sê, ons het ook nodig om na die groter prentjie te kyk. Dit is waarom ons die reistogte begin deur die boek te lees van die begin af tot op die einde. Sodat ons nie net een gedagte uithaal uit die teks uit sonder om die hele storie te verstaan nie. Nou hoor my sommer reg vandag. Wanneer ek reflekteer oor die teks wat hier staan, bevraagteken ek nie die rol van man of vrou nie. Ek bevraagteken nie waarin ons onsself moet bevind en hoe ons in verhoudings met mekaar moet leef nie. Nee, ek pleit vandag eenvoudig dat ons die volg van die argument sal stap. Daar is een klas in die universiteit wat jy verseker 1 keer of 2 keer gaan dryp. In die tweede jaar van ons studies word ons bekendgestel aan 'n baie moeilike semantiek wat ons vind in die Grieks. En daar praat ons natuurlik van sintaksis. Nou sonder om te kompleks te raak, jy het gesien die pyltjies wat ek geteken het, en dis belangrik. Waar ons as Afrikaans sprekende mense baie keer begin met 'n openingslyn waar ons sê, ek stap Pretoria toe. En bou op daardie argument om te sê, wat gaan ek doen op die reis, hoe gaan ek in Pretoria kom en wat gaan ek daar doen? Waar ons logies die argument kan volg van die eerste sin, was dit glad nie die geval gewees in Paulus se tyd nie. Jy het nodig om te verstaan, hier was 'n man gewees wat die Ou Testament, die wette en vir sy gehoor 'n gedagte gee om aan te dink. So as jy Paulus se brief gelees het of hom gehoor het as gemeente, dan het daar iets uitgestaan wat jou laat stop het. In hierdie teks is dit presies dieselfde. As jy nie hier was in die reistog van 1 Petrus 1 af tot 1 Petrus 2:17 nie, is dit net nodig om jou terug te neem in tyd. Daar het ons gehoor dat Paulus begin het om te sê, onthou, slawe, diensknegte, moet jy weet, dit gaan nie maklik wees nie. Die duiwel gaan kom en jou gedagtes toets. Die wêreld gaan kom en 'n klomp goed voor jou oë gooi, wat jou laat twyfel, wat jou laat struikel, wat jou geloof in God gaan bevraagteken. Maar dan moet jy een belangrike ding onthou. God het jou geplant daar waar jy is. Beteken dit dat jy 'n slaaf gaan wees aan jou omstandighede of 'n slaaf dienskneg aan God? Dis nie waar jy geplant is, daar waar jy kom.
So in 1 Petrus 2 vanaf vers 13 tot 17 het Paulus gekom en gesê, onthou net, dit wat jou lewe beheer, is dit wat jy gaan volg. Daarom kom ons in 1 Petrus 3 en ons kom lees dat Paulus op 'n besonderse manier sê, daar is 'n kernopdrag wat uitgelig moet word. Die opdrag van gehoorsaamheid en onderdanigheid. Paulus kom en dan bring hy die brief nader. Onthou, in ons konteks is daar nie slawe nie. Daar is nie 'n onderskeid in die hiërargie in Suid-Afrika oor gelykheid en mense en kulturele strukture nie. Nee. Ons kan nie assosieer met dit wat Paulus sê nie, maar wat ons wel kan doen is ons kan assosieer met die term van man en vrou. Paulus praat met die gemeente en hy sê, kom ek gebruik 2 voorbeelde vandag. In die kulturele samelewing, Sara, vrou van God. Jou plek in die huisgesin van God is van so formaat dat jy jou man versorg en lief hê. En met trots oor jou man kan praat omdat hy voor jou loop in die gemeenskap. Ek probeer nie vandag kultureel preek nie, maar is noodsaaklik dat jy hierdie gaan verstaan. Hy kom verder en hy sê, man, jy moet met jou vrou verstandig omgaan. En jy moet haar koester en vir haar sorg en haar beskerm. Want dit het by God groot waarde. Ons hoor vandag dat daar 2 rolle uitgelig word. 2 rolle wat in die samelewing van Paulus se kerk gestaan het. Daar's een van versorging en daar's een van sorg. Maar hier is die ding. Bevind jy jouself gereeld in omstandighede wat gunstig is vir jou? Is jy altyd in omstandighede waar jy vreugde kan uitput en vrede kan leef? Nee. Die beeld wat Paulus hier gebruik het, was 'n beeld van 'n vrou, net soos die vorige gedeelte in 1 Petrus 2, wat in ongunstige omstandighede geleef het. Haar man het nie geglo nie. Sy het tot bekering gekom. En die vraag word gevra, wat moet sy doen? Sy sê, onthou, net een ding is nodig. Gehoorsaamheid aan God. Jy is geplant waar jy is, man. Jy is geplant waar jy is, vrou. Maar gehoorsaamheid aan God, dit het waarde in die oë van God. In die oë van God. Soos ons regmaak om na ons opvolgende gedeelte te luister, mag daardie belangrike aspekte binne in jou beweeg. En mag daar iets binne in jou vandag wakker word wat sê, nou maar goed, wat wil God vir ons, vir my, die gemeente ook sê? Ons stil staan vandag, volg 1 Petrus 3 op, van vers 7 af, en ons gaan saam lees vanaf vers 8 tot 12. En soos wat ek genoem het in die eerste gedeelte van hierdie woordverkondiging, fokus op die begin van hierdie teks. Paulus sê, ek vat nou alles saam wat ek vanaf hoofstuk 1 en 2 gesê het. Dit wat tot nou toe gesê is, kom dalk vir julle oor as 'n klomp inligting, goeders, maar ek wil dit alles saamvat voordat ek vorentoe gaan. Hoekom? Want as jy mis wat ek nou vir jou sê, gaan die volgende gedeeltes wat nou kom, my volgende woorde wat ek vir jou wil gee oor hoe om te leef in moeilike omstandighede, gaan jy dit nie verstaan nie. Dis belangrik dat jy hoor, gemeente. Dis belangrik dat jy internaliseer. Dis belangrik dat jy reflekteer, maar op pad vorentoe gaan jy hierdie goeders nou moet begin prakties uitleef. En dit is wat in vers 8
tot en met 12. Ten slotte, wees almal eengesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met beledigings nie. Inteendeel, in die omstandighede waar jy jouself bevind, in die omstandighede wat nie goedgesind is nie, in die vervolging van die kerk, onthou, wanneer goed met jou gebeur wat seermaak, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en fokus en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en hy luister na hulle hulpgeroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen teen sy kinders. Kom ons neem 'n oomblik, dan bid ons weer saam. Here, wanneer ons 'n teks lees soos hierdie, dan is ons soos iemand wat deur 'n venster kyk en wat binne in 'n vertrek inkyk en probeer sien wat daar aangaan. Die teks is ver van ons af, Here. Maar die besonderse vanoggend is dat U die deur oopmaak wat lei na die teks toe. Wanneer ons die tree neem om na die teks toe te beweeg, om binne in die teks in te klim, soos wat ons sou inbeweeg na die vertrek toe. Gesprek waar ons iets tafel toe bring, en waar die teks ook iets tafel toe bring. En binne in daai dialektiese proses waar ons met mekaar gesels, waar ons luister, waar ons dink, waar ons vra, in daardie oomblikke breek insig uitgaan sonder dat ons geraak is of vernuwe is nie. Want wanneer ons gehoor het, kan ons nie meer sê ons weet nie. En wanneer ons nie insig het nie en insig breek deur die Heilige Gees, dan weet ons nodig het. U bystand en U Vader Here Jesus wat ons omvou. Want daar is 'n ander, die duiwel wat kom om te steel en uit te roei. Wat kom om die woorde wat ons hoor tot nie te verklaar, sodat ons dit vergeet. Mag ons nie vergeet wat U vandag vir ons wil sê nie. U het ons aarde toegestuur, sodat ons vreugde en vrede in volheid kan ervaar leef. Ek bid, Vader, saam met die gemeente vandag, dat U, Vader, die sentrumpunt sal inneem en dat U, Vader, met ons elkeen sal praat. Amen. Gemeente, wanneer ons dink aan die teksgedeelte wat ons saam gelees het, dan kom bou ons voort op wat in die 83 vertaling ook vir ons gesê word. En ons herinterpreteer daardie woorde om te vra, hoe moet ons leef in die oë van die mense wat na ons kyk nie? Hoe moet ons leef in die omgewing waarin ons self bevind nie? Nee, hoe moet ons leef in die oë van die Here? Dis 'n baie belangrike vraag wat ons in hierdie lewe vir onsself moet vra. En een van die vrae wat ook aansluit by die omstandighede waarin ons onsself bevind. As 'n mens sou gaan lees het in Matteus 29 vanaf vers 28 tot 31, sien ons dat die Here 'n gelykenis gebring het na die Fariseërs.
Toe hy vir hulle gesê het, daar was 2 kinders van 1 man gewees, wat getaak is om uit te gaan na die wêreld toe, om te gaan doen wat die pa vra. Die eerste het na hom toe gekom en gesê, pa, ek wil nie gaan nie, maar hy het spyt gekry, sê die teks, en hy het toe later gegaan en gaan doen wat die vader vra. Die ander weer het na sy pa toe gegaan en gesê, reg pa, ek sal gaan, maar hy het nie gegaan en gedoen wat sy pa vra nie. En Jesus vra hier die belangrike vraag, watter een van die 2 het die wil van God gedoen? In die wêreld waarin ons onsself bevind, het ons nodig om te verstaan dat God ons stuur in hierdie wêreld in as 'n lig. 'n Lig, sê Matteus 5 vir ons, is wat om hulle is, nie die enigste werklikheid is nie. Wanneer ons in hierdie wêreld beweeg en ons bring die lig van hoop, die lig van vrede, die lig van vreugde, dan wys ons 'n ander pad heen na volheid van hierdie lewe. Dis besonder dat wanneer ons gegee het vir die gemeente, dat ons ook moet hoor, ons omstandighede gaan een van 2 dinge doen. Een van die goeters is dat ons dit gaan waag om die kers aan te steek van hoop, dat ons lewe sal getuig van vreugde en vrede. Die ander is waar ons gaan sê, ek wil eerder nie in hierdie lewe my lig laat skyn nie, want wanneer ek my lig laat skyn, soos die kinders sal sê, gaan ek shots vat. Mense gaan seer maak. Mense gaan jou oordeel as jy sê, ek glo in God. Wanneer jy glo in God. Wanneer jy in hierdie lewe begin en jy sê, ek glo God sal vertrou, gaan die wêreld jou met valkoë dophou, en soos Dawid ook gesê het, as jy struikel, gaan hulle self verlekker. Wanneer jy swaar kry, dan gaan hulle soos die skuld wat by Jesus gestaan het toe op die kruis is, laat God hom help. Hy het gesê hy glo in God. Ons weet, gemeente, dat hierdie teks oor moeilike tye gaan, en ek verstaan nie waarom die Here met ons gesels in 1 Petrus op hierdie stadium nie. Maar getrou Petrus op hierdie stadium nie. Maar getrou aan die woord van God kan ek nie anderste as om te reflekteer oor dit wat Paulus vir die gemeente sê en vertrou dat daar iemand is wat sal hoor wat daar gesê word vir hom of haar nie. Daar is 3 belangrike goed wat uitkom uit hierdie. Paulus vra 'n belangrike vraag, wie heers oor jou lewe? Ek het gepraat van slawe, ek het gepraat van diensknegte, ek het gepraat van vrouens, ek het gepraat van mans, almal wat in die wêreld geplant is. Wat geplant is in daardie, almal wat in die wêreld geplant is. Wat geplant is in daardie konteks onder vervolging. Mense wat daarop uit was om jou seer te maak. Nou bring ons dit nader. Jy's geplant in hierdie wêreld onder God se genade, maar daar is 'n ander wat nie die wêreld in die genade van God nie. Kom jy dalk op 'n plek waar jy vreugde ervaar of in vrede sit, wat loop kort op daardie sake? Moeilikheid kom in oorvloed na jou toe. En ons sit vandag in hierdie wêreld en ons moet vra, wie heers oor jou lewe? Dink aan jou gedagtes vandag. Wat hou jou gedagtes besig? Is dit die opdragte van God wat sê, wees medelyend? Praat mooi woorde teenoor mekaar. Behou die hoop om te dink, vandag is dalk moeilik mooier maak. Ek sit dalk vandag in moeilike omstandighede, maar die toekoms hou die hoop in dat ek op 'n plek sal kom waar ek kan terugkyk en God verheerlik. Wat hou jou gedagtes besig? Angs, vrees dalk, haat, naaiwer, jaloesie, ongemak, ontevredenheid. Paulus sê dit wat jou lewe oorheers, is wat jou lewe
oor sal gaan. 'n boom wat vrug moet dra, kan nie vanuit homself uit vrug dra wat hy nie self laat groei het nie. 'n piesangboom kan nie lemoene dra nie. Net soos 'n lemoenboom ook nie ertjies kan voortbring nie. Jou lewe sal vrug dra wat in jou gedagtes aangaan. En daarom sê Paulus vir die gemeente, jy gaan moet gehoorsaam wees in hierdie wêreld aan gesagsfigure, die werk wat aan jou getaak is, die mense wat jou salaris betaal, maar jy gaan ook gehoorsaam moet wees aan God, oor hoe jy in daai omstandighede sal leef. Onthou vir my, sê Paulus, net een van die twee gaan vir jou die belofte gee dat môre vir jou beter sal wees. Daar sal altyd werk wees. Daar sal altyd uitdagings wees. Daar sal altyd struikelblokke wees, maar die konstante is dat God saam met julle sal loop in daardie omstandighede. Dan kom Paulus verder en hy sê, dit wat jy besit, neem besit van jou lewe en gedagtes. Wat het ons in ons lewe? Somme vinnig sal ons begin en kyk na die materiële wat rondom ons is. As ons verby die bates beweeg het, dan na ons skoonheid, ons kyk na ons liggame, en dan kyk ons na ons vaardighede, ons talente, die manier hoe ons kan optree, en dan stop ons daar. Ons kyk nooit diep binne in onsself nie. Ons vergeet dat die Gees van God gekom het, sê Galasiërs 5, en vir ons die vrug van die Gees gebring het, liefde, vreugde, vrede, geduld, dit leef ook binne in jou. Maar wat besit jou vandag? Is jy so bemoeid met die take waarmee jy moet besig, waarheen jy moet beweeg, die volgende afspraak waartoe jy gaan, besit daardie beweging, spanning van tydsbestuur jou lewe, of besit vreugde, die soeke na vrede, die hoop van die Here, besit dit jou lewe, die gemeente, hoor my, ek pleit by jou, moenie dat haat, ongemak, onvergifnis, woede en afguns beheer neem van jou lewe nie. Dis nie die moeite werd nie. As kers gaan jy in hierdie lewe uitgedoof word of jy gaan brand. Net een van daardie sal by die hemel aankom met 'n vlam wat uitgebrand het vir God. Dit is waarom dit so belangrik is om by God te kom. Om vas te hou aan dit wat goed is. Vers 11. Om vas te hou aan dit wat goed is. Vers 11 en 12 sê, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na, want die Here sorg vir die opregtes en hy luister na hulle hulpgeroep. Wat Paulus daar probeer sê is kom ons neem 'n kers vandag aan en die winde van die lewe begin waai. Maar daar is hande rondom daai kers, wat dien as grense, sal daar die kers brand? Dit sal. Maar kom ons vat daardie selfde kers uit, die omstandighede van veiligheid uit, en die winde waai nog steeds, gaan omstandighede van veiligheid uit, en die winde waai nog steeds, gaan daar die vlam aanhou brand? 10-10 nie. Dis waarom 'n verhouding met God so belangrik is. Dis waarom teksgedeeltes soos hierdie, wat ons herinner op waar ons moet fokus, so belangrik is in ons lewe, twyfel. Waar iemand jou kry om met 'n ongemak te sit, waar woede in jou binneste uitbreek vir dit wat mense aan jou doen, waar onreg wat aan jou gedoen is of aan jou familie, jou oorneem. En die hartseer daarvan is, as dit net 'n oombliklike geleentheid was, waar jy vergeet, dan kon ek dit nog verstaan. Maar dae gaan verby, weke gaan verby, maande gaan verby, soms jare.
waar hierdie emosies wat opgewek word besit neem van jou. Kan dit wees, gemeente, dat ons net in die duisternis sal leef en sterf? Paulus sê vir sy gemeente, hoe lank wil jy leef? En in watter gesindheid wil jy die lewe leef? Kom tot op 'n plek, sê Paulus, waar jy verby jou omstandighede kyk na die ewigheid toe. Waar jy besef die tyding waardeur jy nou gaan is so kort. Die ewigheid daarna is so lank. Die omstandighede gaan nie altyd getuig wat dit wil wees nie. Maar daar is een ding wat jy kan weet, dat God, die Vader wat jou liefhet, vir jou die deur oopgemaak het toe hy gesterf het op die kruis. Toe die voorhangsel van die tempel geskeur is, het daardie deur vir jou oopgegaan om te kan gaan kyk wat God vir jou wil gee. Maak 'n draai by God om te gaan kyk hoe lyk die lewe deur sy oë. Moenie vashou aan goed wat jou lewe kan versuur en verbitter nie. Ek dink aan die woorde van Darrell Charles wat ook geskryf het oor hierdie teks, toe hy gesê het, hierdie teksgedeelte met al sy aannames en al sy metafore is wêrelde verwyder van wat in ons lewe. Is dit regtig so wêreld van ons verwyder? Sit ons nie vandag hier met verskillende gedagtes en emosies rondom goed wat in ons lewe aangaan nie? Het die Here nie iewerste vandag beweeg en jou herinner aan 'n gesig, 'n nodig het om na te kyk nie? Gemeente, wanneer ons dink aan dit wat God ons mee getaak het, kom ons maak klaar met dieselfde metafoor waarmee ons begin het, die vlam wat ons besit. Een kers het die geleek, maar daardie kers wat aangesteek word, moet die eerste waagmoedige tree neem om toe te laat dat God hom aansteek, sodat hy kan afsterf in homself, sodat hy kan gee van homself, voordat daardie hele ketting begin beweeg. Dis net 'n vraag. Nie oordeel nie, net 'n vraag. Is jy vandag bereid om daardie eerste tree van gehoorsaamheid te neem aan God? Om vanuit jou omstandighede uit te hou op God wat vir jou vra, vertrou my. Ek is goed vir jou. Toets die lewe. Die lewe het vir jou nou tot hierdie punt net die slegte gewys en jy weet wat die resultaat daarvan gaan wees. Haat, woede, en jy weet wat die resultaat daarvan gaan wees. Haat, woede, seer kry. Gee vir God 'n kans. Toets hom ook in sy woord en sy beloftes. God sê, ek sal vir jou voorsien. Here Jesus, U is 'n werklikheid, 'n bewegende krag wat gemanifesteer word in U gees vandag. U is teenwoordig. U essensie omvou ons. Ons sit in U teenwoordigheid vandag. U woord verlig vir ons U teenwoordigheid. Die woorde wat ons lees, wys vir ons die gesig van die een wat ons liefgehad het voor tyd. Verlig vir ons die een wat ons vandag van aangesig tot aangesig kom aanskou. Meer nog, Here, dit help ons om die sagte stem van U hartklop te hoor. Om die fluistering te hoor van U wat sê, ek koester jou, my seun, my dogter. Ek het jou lief. Mag ons iets van U saamneem. Mag ons dit wat ons gehoor het, Vader, gaan plant
in die grond waar ons onsself vind. En mag het ons verander, Here Jesus, om in hierdie toekoms in te gaan ligter, as waarmee ons ingekom het, met vrede die wêreld ingaan. Amen. Ontvang nou die seën van Here. Die genade van God die Vader, en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die bystand van die Gees sal met jou gaan. God sal daar wees wanneer jy hom nodig het. God sal voorsien in daardie omstandighede waar uitkoms nodig is. En God sal jou altyd lief hê wanneer jy na hom toe kom.